sal ook die sprinkane vir julle afleer sodat hy die opbrengs van die hele grond nie sal verwoes nie. Ook die wynstok op die land sal vir julle nie onvrugbaar wees nie, sê die Here van die Heerskaar. En net staan asseblief. Here ons dierbare Hemelse Vader, ons wil net baie dankie sê vir alles wat U van doen, Here. Ook baie keer sê ons nie hoe U vir ons is nie, Here. Dat ons net ons lewe opvolg. En ook as ons net terugkyk en sien ons hoe is die wêreld om ons, Here. En wat ons net vir U hou ons van aan U hand vas, Here. Ook sê dankie vir U rede wat uit kan val, Here. Here, ook bid ons vir die regering van ons, Here. Dat ook hulle oor sal opgaan, besef wat hulle besig is om die mense te doen. En ook aan die mense, Here. Ons moet net dat U verhoor, Here. U weet wat reg en verkeerd is, Here. En U weet hoe om die kinders te lei en te beskerm. Here, ek bid ons prediker vandag, Here. En dit ook die boodskap wat U vir ons gegee, Here. Reg en rever sal oordra aan elkeen van ons wat hier is, Here. En elkeen wat dit sal moet hoor. En ons Vader, so dankie vir alles wat U vir ons doen. Ons vra ook in die naam van die dierbare Seun Jesus. Amen. Amen. Môre. Kom om na daai woord. As jy vandag 'n grys hemp het, sien pastoor weet ek en ek het almal al dieselfde klere aan. Daar's 'n Tommy, ek sien 'n Tommy het 'n grys hemp aan. Wie het nog 'n grys hemp aan? As jy op die groepie wil wees, moet jy op die groepie kom asseblief. Hierdie is lekker vol van Amen. Nou kry ek daarmee so warm. En as ek sien die hemp verander 'n bietjie kleur, hy's besig om droog te word. Dit sop nat gereed vanoggend. As die fout met die hemp, hy's nie heeltemal nat. So volgende gaan bid ek buite, en ek staan al in die grasdak, en ek vat nie my baadjies op. En toe begin het nou so 'n bietjie te reën, en toe begin het harder te reën, en toe moet ek nou van die grasdak terug in die huis kom. En dis eintlik waar ek nat geword. Want toe ek nou binne is, toe vra sy sandvang, hoekom trek jy nie jou baadjie nie? Want die baadjie was nie nodig, toe ek gaan bid het. Het ek nie gereed geword. So as ek nou staan en droog word, daar is die fout met die hemp, ek is net sop. Is ons reg? Ja. Die eerste dag is ons lewe kry vol. Gaan ons weer goed lewe. Is julle reg? Amen. Sal nou julle moet van die mense van die gang kry vol. Wilma staan daar aan die regterkant, sy verteenwoordig die hele span daar, so sy gaan bitter hard sing. En ek wil net weet, Roan, hy lê nog of is jy okay vol? So, okay. Laat ons gaan.
Jesus kom. Vader, Here, ek wil bid vanmôre in die naam van Jesus. Here, ons as huis wil vanoggend na U toe kom. Here, ons wil U bid en U vra. Here, dat die enigste Gees wat vanmôre in die huis welkom is, die Gees is wat Jesus met krag verklaar het as die Seun van God. Here, ek wil U bid vanmôre dat hierdie plek sal wees 'n plek van eer en heerlikheid. Dat die Gees van die Here welkom is om te beweeg en te waai in hierdie huis, Here. Here, dat U vanmôre welkom is om te kom doen wat U wil doen, Here. Ek wil bid vanoggend. Here, elke gees bind wat nie God is, die Gees van die Here losmaak. Here, dat ons vanmôre die vrede van God sal kan ken. Die krag van sy opstanding. Ek wil die eer vanmôre, ek wil die prys vanmôre in die naam van Jesus Christus. Oh, what a change. Oh, what a change in my life. I've got Jesus on the inside. He's moving on the outside. Oh, what a change in my life. Dan beteken dit God verander en vernuwe jou en jy kan nooit weer dieselfde wees. Amen. Kan ons die Here eer gee vanmôre? Dat ons nooit weer dieselfde kan wees. Halleluja. Dit is ons dat U ons verander, dat was nie plek in verander. Halleluja. Ons eer U vanmôre. Halleluja. Dit is Jesus Christus. Halleluja. Prys die Here vanmôre. Halleluja. Dis hy wat ons verander, kind van die Here. I'll never grow old. Die dag wanneer Jesus Christus ons kom haal, sal ons nooit weer kan oud wees. Jy gaan nooit jonk wees. Jy gaan wees soos Jesus. 'n Pastoor het eendag gesê, hy sê hy het die idee dat wanneer ons verander word na die beeld van Christus, ons 33 jaar oud gaan wees.
En dit wat hy sê val op my oor en dit pla my so 'n bietjie en ek sê Here man, ek verstaan nie regtig wat ek ouderdom in die hemel mekaar te doen. En hy sê nogal, weet jy wat, wanneer Jesus kom en ons is 33, gaan die wat jonk is ongelukkig wees, want nou sê baie jonkies 20, nou word die 33. Maar die wat nou 'n bietjie ouer is en hulle 60's gaan gelukkig wees want hulle word 33. En ek besef in daai tyd, kort nadat dit ons by die gemeente aangesluit en profet bedien, dat die heerlikheid van Christus en hoe hy werklik lyk, dat die kerk daar buite nie regtig weet, dat dit niks met ouderdom te doen het, dit is die heerlikheid van God die Vader, wat in ons gaan wees en ons gaan lyk soos Jesus Christus, niks met ouderdom te doen. Daar gaan 'n verheerlikte liggaam wees wat opgewek word en ons gaan lyk soos Jesus. Nie 33 nie, maar soos die koning van konings, soos die seun van God, soos die blinkbare ster. Dis so ons gaan lyk. Ons gaan sy beeld hê, sy gelykenis, want dis die eer wat God die Vader omgee, omdat hy die prys gaan betaal wat geen mens kon betaal het. Almal sal soos Jesus wees en dit sal sy eer wees, want hy is waardig om op te word. Hy is die Lam van God. Halleluja. Halleluja. Prys die Vader. So
Vader, die Seun, die Heilige Gees te wees. Die sien die genade van God, stop nie die dag as jy asem uitblaas, die kind van die Here. Sy genade het jy na die kruis toe getrek, en sy genade vat jy deur die lewenswandel. En dan as jy basyn blaas, sal die genade van God aangaan. Want deur sy genade sal jy gesetel wees in hemelse plekke. En deur sy ewige genade sal jy heers soos God homself. Dis die genade wat nie gaan stop nie. Dis die genade wat tot in alle ewigheid my en jou sal lewe. Amen. Halleluja. Jesaja 42 vers 15. Jesaja 43 vers 15. Ek is die Here, die Heilige, die skepper van Israel, julle koning. So sê die Here, wat in die see 'n weg en die sterk water so pad gemaak het, wat waans en perde leerbaar geweld laat uittrek het, en same lewe. Hulle sal nie opstaan nie, hulle is uitgeblus, soos 'n lamp uitgebloof. Dink nie aan die vorige dinge nie, en slaan geen ag op wat vroeër gebeur het. Kyk, ek gaan iets nuuts maak. Nou sal dit uitsprei, sal julle dit nie merk nie. Ja, ek maak 'n pad in die woestyn, riviere in die wildernis. Die Here gaan vir ons iets nuuts doen in die tyd wat voor lê. En ek wil hê jy moet dit vanmôre glo. Laasweek het die Here gesê ons moet geloof. Kan jy onthou? Jy moet geloof vanmôre in die Here hê. My Lord is wonderful. He is counsel. He is excellent in word. Sy naam is Jesus. Halleluja. Die Christus, die Seun van 'n lewende God. Halleluja. Lord is wonderful.
eer die Here vanmôre. Ons wil jou bid. Ons wil die prys. Vir die lof gee. Dat die vanmôre waardig is om op dit. Die is waardig om op dit te word. Die is ons God. Die is ons stem. Die is my verlossing. Die is vanmôre hier. Die is vanmôre wagtig. Here, U het verklaar ek is. Here, U het die huis geopenbaar dat U groter is as enige God op die aarde. Vader, kon U met God meeding. En kon U met die knegt Here meeding, want U is God. En ek wil U prys vanmôre, ek wil U eer. Ek wil U lof gee, Here, in die naam van Jesus. En ek wil U prys vanoggend, omdat ons by U mag wees tot in alle ewigheid. Ek wil U loof, Here, omdat ons vanmôre met U mag wees, omdat God vir ons is. En Here, omdat ons U diensknegte kan wees in hierdie uur, in hierdie dag in hierdie huis. En ek prys U. Ek eer U vanmôre in die naam van Jesus Christus. Kind van die Here, as jy wil vanmôre staan in jou hande op en vir die Here 'n laaste eer gee. Sê net vir die Here vanmôre dat hy vir jou kosbaar is, dat hy vir jou goed is. En dat sy seer waardig is vanmôre om te word.
ons prys. Ons eer U vanmôre, Here, en ons erken U as die enigste God van hemel en van aarde. Vader, ontvang eer, ontvang lof. Here, mag die woord van God presies doen wat die woord wil doen vanmôre. En ek eer U en ek prys U tot in alle ewigheid. En die volk van die Here sê amen. Amen. Ek kan jou simplik inneem van my vanoggend kind van die Here. As jy jou Bybel het, kan jy met blaai in die boek van Hebreërs, hoofstuk 2. Ek het nie vanmôre 'n lang boodskap, maar ek dink nie ek het ooit rarig vir baie lang boodskap. Maar vanoggend is daar iets wat die Here wil doen vir jy wat hier sit. En ek wil jy moet vanmôre geloof hê dat die Here iets vir jou wil doen. Ek het uitgewerk so 'n paar weke terug op 'n Woensdag al. As ek reg onthou was daar plus minus 8 of 10 weke oor voordat die jaar verby is. En dis ons vanmôre hier staan, dink ek daar seker omtrent 5 of 6 weke oor, dan is die jaar verby. Dan het ons fisies in die begin van die jaar mekaar gegroet en gesê dit gaan 'n moeilike jaar wees, en ek weet nie hoeveel onthou die Prof Pieter het een oggend 'n gawe bedien en vir ons gesê dat dit 'n moeilike jaar sal wees, maar die Here sal ons hierdie jaar deurdra. Kan jy dit onthou? En dit is so dat die Here ons deurgedraai het tot vanoggend. En ek gaan nou vir jou sê waarom my boodskap gaan. My boodskap gaan vanmôre 'n versoek wees aan die Here. En ek gaan die Here vra nadat ek die woord bedien om ons krag te gee en salwing te gee om die laaste stukkie van die jaar deur te maak. Ek gaan vanmôre nadat ek die woord bedien die Here vra om vir jou 'n salwing te gee wat jou gaan deurdra tot die einde van die jaar. 'n Salwing wat jou gaan krag gee en wat jou gaan afsonder vir die handewerk van die Here vir die ruk wat voor lê. En as jy vanmôre hier is om krag by die Here te kry, dan glo ek is jy op die regte plek vanoggend. Want ek het in die week agtergekom dat ek besig is om so 'n bietjie moeg te word. Maar liggaamlik is ek besig om moeg te word. Nou, ek het op die dak geklim en toe maak ek die geete skoon. En toe ek afdink, toe bekeer ek niks nie. En toe ek donderdagoggend wakker word, toe klim ek so in die bed uit op, so half gebukkend. En Susan vra my, wat is nou besig om te gebeur? Ek sê vaak, weet nie, maar ek is nou besig om oud te word. Maar ek kan voel dat liggaamlik was dit 'n lang jaar en ek weet ons so 'n stukkie van die jaar oor en ek het krag nodig by die Here. En ek wil nou al vanmôre vir julle sê dis wat die uitnodiging gaan wees. En as dit vir jou is, dan eer ek die Here. Hebreërs 2. Nou, die teoloë is nie seker wie die brief van die Hebreërs geskryf het. Dit kan nie Paulus wees nie, want as jy gaan kyk na al die briewe wat Paulus geskryf het sy briewe begin met 'n sekere manier. Dit begin met 'n opskrif, 'n seëngroet en 'n danksegging. Al Paulus se briewe aan die gemeentes. Hierdie spesifieke brief van die Hebreërs begin heeltemal anders. Dis nie dieselfde skryfstyl as die van Paulus nie. En sommige reken dat dit Apollos was, ander reken dat dit Silas was, en sommige reken selfs dat dit Dr. Lukas was. Hoe dit ook al mag sy, die hoofdoel van hierdie boek is om vir ons te verduidelik
dat Christus die perfekte offer is wat vir ons oorgegee is. Daar is nie 'n ander offer nie, daar kan nooit weer 'n ander offer wees nie. Die Seun van God het net eenmaal met sy eie bloed die prys betaal. En dis die hoofdoel van die boek van Hebreërs. Dit is 'n baie moeilike boek, want ou met die Joodse geskiedenis verstaan die Joodse gebruike en tradisies en hoekom sekere dinge geskryf word soos wat dit geskryf word. Net vir die interessante, die boek van Hebreërs is ook natuurlik dan die enigste boek wat vir ons 'n uitgebreide verduideliking gee van wat geloof is. En jy kan dit gaan lees in Hebreërs 11. Maar dan begin ons by Hebreërs 2. Nou, hoofstuk 1, as jy vinnig na hom kyk, die opskrif sê voortreffelikheid van Christus bo die engele. Hoofstuk 2, Christus as die seun van die mens bo die engele is hoëpriester en kan medelee met ons swakhede hê. Dan begin die skrywer en hy sê die volgende: daarom moet ons des te meer ag gee op wat ons gehoor het, dat ons nie miskien wegdrywe nie. Ek wil net hier vir 'n oomblik stil staan. Baie keer hoor ons baie dinge. Het sy 'n Woensdag, het sy op iets wat iemand vir ons aanstuur, of het sy dan 'n Sondagoggend. En as ons nie onsself kort herinner aan dit wat ons gehoor het nie, en ons neem nie ons gedagtes gevange nie, en ons herinner nie die Here aan sy beloftes wat ons ontvang uit sy woord nie, gebeur daar iets met ons. Die Bybel sê dat ons miskien nie sal wegdryf nie. Ek wil net weet of jy verstaan vanmôre wat ek bedoel as ek sê, jy ontvang Sondag dinge, Maandag dink jy nie regtig aan dit nie, Woensdag dink jy nie, Donderdag dink jy nie, en hier by 'n Vrydagoggend voel dit of alles al 'n bietjie leeggeloop het uit jou lewe uit. Verstaan jy wat ek bedoel vanmôre? Dis omdat ons kortliks moet herroep, elke nou en dan, die beloftes van die Here, sodat hierdie dinge nie wegdrywe uit ons lewe uit. Amen. Onthou jy laasweek was die gawe gewees, julle moet geloof hê. Ek hoop julle onthou dit. En onthou jy die woord het gegaan oor die 15 jaar wat die Here vir ons kan byvoeg, die aangename tyd. Jy moet die Here in hierdie week herinner. Here, dis die woord wat hierdie dinge sê. Andersins sal dit wees asof dit vir ons wegdryf uit ons lewe. Amen. Maar die Bybel gaan aan in vers 2, lees saam met my. Want as die woord deur engele gespreek onwankelbaar was, en elke oortreding en ongehoorsaamheid regverdig vergelding ontvang het, hoe sal ons ontvlug as ons so groot saligheid vir hom onagsaam het? Nou, ek wil nie aangaan en ek wil net eers iets vir jou sê hierso. Want as die woord deur engele gespreek onwankelbaar was, as die woord wat engele tot mense kon spreek het, onwankelbaar was, en God het daardie woorde geëer, hoeveel te meer dit wat nou gaan kom, sal God eer. Nou wat het die Here geëer? Jy kan gaan kyk in Lukas 1, vers 15 tot 13, en Lukas 1, vers 26, waar die engel gekom het, die engel Gabriel, en Johannes se lewe, se dood, se opstanding of se geboorte geprofeteer het, en waar die engel Gabriel geprofeteer het dat die Messias gebore sou wees. Amen. En God het altyd daardie boodskappe geëer. So toe die engel van die Here uit die hemel kom en sê dat Messias gebore gaan word, 'n engel, het God daardie boodskap geëer. Daardie woord was onwankelbaar en God het dit geëer. Julle almal is met my. Nou gaan die Bybel aan in vers 3. Hoe sal ons ontvlug as ons so groot saligheid vir hom agsaam, nadat dit eers deur die Here verkondig is, aan ons bevestig is deur die wat dit gehoor het. So wat is deur die Here bevestig? Wat is deur die Here verkondig? Jy sien, die Bybel sê dat hy groter is as engele. En as God engele se woord geëer het, hoeveel te meer sal hy nie die woord van die Seun van God eer nie. Jesus het om aarde kom loop en gesê, bekeer julle, want die koninkryk van God het naby gekom. Hy is die eerste persoon wat die koninkryk kom openbaar het. Hy is die eerste een wat gesê het dat die volk hulle moet bekeer, want die koninkryk van God het naby gekom.
Hy is die eerste persoon wat die evangelie van die koninkryk van God vir die mens kom verklaar het. As God aan engele geëer het, toe hy die engel stuur om vir Johannes die Doper te sê van gebore word, en dat die engel Maria gesê, sy gaan 'n seun baar, en God het dit geleer. Hoeveel te meer sal God nie die evangelie wat hy in sy seun geplaas het, ook eer en bevestig en bekragtig. Is Christus dan nie groter as enige van die engele? En dan sê die Bybel die volgende: nadat dit bevestig is deur die Here, verkondig is, aan ons bevestig is deur die wat dit gehoor het. In vers 4, terwyl God ook nog saam getuig het deur tekens en wonders, en allerlei kragtige dade en bedeling van die Heilige Gees volgens sy wil. Nie wil ek vanmôre stop. God self het die boodskap wat sy seun gebring het geëer. Soos wat God die engele se boodskappe geëer het, het hy ook die boodskap wat Jesus gebring het geëer. Hy het Jesus bevestig as sy seun, deurdat hy met die doodheid opgewek het en met krag verklaar het as die seun van God. En in die Bybel in Matteus 3 sê die Bybel dat, kom ek lees vir jou, ons gaan na Matteus 3 toe. Sê vir my wat daar is. Matteus 3 vers 17. Kan ek maar vir julle lees? En daar kom 'n stem uit die hemel wat sê: dit is my geliefde seun in wie ek 'n welbehae het. Jy sien, God het hom bevestig as sy seun. God het hom bevestig as die een wat die boodskap bring dat die koninkryk van God naby gekom het. En nadat dit gebeur het God ook elkeen wat in hom glo bevestig as seuns en dogters van God, deur wonders en tekens wat deur hulle hande plaasgevind het. Amen. Lees vir my Hebreërs 2 vers 4. As julle daar is, kan jy vir my sê amen. Terwyl God ook saam getuig het deur tekens en wonders en allerlei kragtige dade en bedeling van die Heilige Gees volgens sy wil. God het saam getuig deur tekens is wonders, deur kragtige dade. Daardie kragtige dade is dunamis. God het self nie net deur Jesus Christus se lewe bevestig dat hy die seun van God is nie, maar ook elkeen wat in Christus geglo het. Soos wat hy die disippels uitgestuur het, het God saamgewerk en hulle bevestig dat die een wat hulle stuur werklik waar die God van hemel en aarde is. God het saam met die woord gewerk en wonders en tekens gedoen. Jy sien, net soos wat God saam met die engele gewerk het en bevestig het dat hulle gesê het, jy sal 'n seun baar, het God dit regverdig. Toe Jesus op aarde kom loop het God hom bevestig dat hy gesê, daar is my geliefde seun, en dat God hom met die doodheid opgewek het. Maar vir ons wat uit Christus gebore is, die eerste kerk het God ook bevestig deur wonders en tekens te doen en die kerk te bevestig dat hulle van God af is. Almal met my so ver. Nou wil ek die Here vanmôre vra. Here, wil jy ons maar nie ook tog vanmôre bevestig as die kinders? Waar is die wonders en die tekens? Waar is die salwing wat in my lewe veronderstel is om te wees, om my in staat te stel om Christus te openbaar as die seun van 'n lewende God? God het dan die engele gestuur en die engele bevestig. Hy het sy
seun gestuur en sy seun bevestig. Elkeen wat in Jesus Christus glo, het God bevestig, deurdat hy saamgewerk het, deur wonders en tekens te doen. Maar ek moet vanmôre vir die Here vra, Here, ek is besig om moeg te word, en ek het nodig om krag te hê. Is daar nie 'n tyd, Here, wat voor lê, dat U ons ook al sal bevestig, dat ons die kinders is nie? Here, is daar nie ook 'n tyd vir my wat voor lê, dat U sal bevestig, en my ondersteun, dat daar ook maar wonders en tekens in en deur ons lewens moet gebeur. Want toe die boodskap dat die engel Gabriël en Maria kom, het God dit bevestig, want sy het swanger geword en sy het 'n seun gebaar. En Jesus is uit die dood uit opgewek deur God die Vader toe die Here hom bevestig het. Ek kan vir my blaai na Markus 16 toe. As jy lees vanaf vers 16 af, Markus 16:16. Ek kan vir my sê as jy daar is. Hy wat glo en wat doop, sal gered word. Maar hy wat nie glo nie, sal veroordeel word. En vir die wat glo, sal hierdie tekens volg. In my naam sal hulle duiwels uitdryf. En met nuwe tale sal hulle spreek. Slange sal hulle opneem. En as hulle iets dodeliks drink, sal hulle geen kwaad doen nie. Of siek is, sal hulle in die hande lê en hulle sal gesond word. Nadat die Here dan met hulle gespreek het, is hy opgeneem in die hemel en het gaan sit aan die regterhand van God. Maar hulle het uitgegaan en oral gepreek. En die Here het saamgewerk en die woord word bevestig deur tekens wat daarop gevolg het. Daar moet 'n bevestiging in my lewe wees dat ek saam met die Here is. Dan moet 'n bevestiging in jou lewe wees dat jy saam met die Here is. En wat is dit dan net vanmôre, Here, 'n nuwe salwing, 'n nuwe krag, Here, 'n nuwe manier hoe ons bevestig kan wees dat ons die kinders van 'n lewende God is. Ek het vanmôre gekom om die Here te kom vra vir die dinge in geloof. Ek is hier vanmôre om in geloof die Here te vra. Here, doen hierdie dinge vir my ook dan vanoggend. Here, gee my hierdie salwing, gee my hierdie krag. Here, gee my hierdie wonders, gee my hierdie tekens, wat 'n bevestiging sal wees, dat ons kinders van 'n lewende God is. Die Here het dit gedoen vir 'n baie besondere rede. Die Here het sy seun bevestig. Want niemand anders kon sy seun bevestig as die seun van God. Ek wil hier met hoor wat ek sê vanmôre. Niemand kan jou bevestig as 'n kind van God, behalwe God die Vader, God die Seun en God die Heilige Gees. Ek kan nie vanmôre vir u kom sê, ek kan vir u sê as 'n kind van die Here, maar ek kan u nie bevestig soos God jou kan bevestig as 'n kind van God nie. En dalk lê daar vir jou 'n bietjie moeilike tyd oor die laaste paar maande, die laaste paar weke van Desember. En dalk het jy nodig om die laaste paar weke opgetel te word. En dalk het jy nodig om bemoedig te word. En dalk het jy nodig dat die Here iets vir jou sal doen, dat jy kan sien dat God met jou is, dat hy jou bevestig as sy kind. As dit dan die wonders en tekens is, dat dit so wees. As er dan is dat jy vanoggend salwing wil hê om my deur te dra, teen die stryd wat voor lê, en die moeilik wat voor lê, dat die Here dan vanmôre dit vir ons doen. Maar wat ek wel weet, God is 'n waarmaker van sy woord. Hy het die engele bevestig, dat hulle vir hom afgekom het, en presies wat die engel gesê het gaan gebeur, het gebeur. Hy het sy seun bevestig, en die disippels, almal wat in die kerk is, wat gebore is uit God se seun, het God self bevestig, want hy het saam met die woord gewerk. En daai dinge in my lewe, dink ek nie is altyd waar dit moet wees. Ek dink nie vanoggend het ek die krag wat ek moet hê by God nie. Ek dink nie vanmôre het ek die wonders en tekens waar ek moet wees nie.
Ek dink nie vanmôre het ek die salwing wat dan moes wees op my lewe nie. Pastoor, het jy niks van hierdie goed nie. Ek het nie dit wat die Here wil hê ek moet hê nie. Want dit wat die Here wil hê vir my, is iets wat vir my nie moet wees. En die Here moet dit kom nie maak vanoggend in my. Die Here moet daai salwing nie maak in my lewe vanmôre. Die Here moet krag nie gee in my lewe. Die Here moet wonders en tekens nie gee in my lewe. Ek het eendag met 'n vrou gepraat en sy sê vir my die volgende. Sy sê, hoekom? As ons in die straat verby mense ry, daar sit 'n vrou. Noem dit maar 'n straatvrou. En sy's vol dwelms. Hoekom kan ek nie voor haar gaan staan en vir haar bid? Hoekom kan my skade nie op haar val? En dan gaan die duiwels net uit. Waar's die ding? En ek sê vir haar, glo dat die Here dit gaan doen vir ons. En ek staan vas op dit vanmôre, dat die Here dit vir ons gaan doen. Want daar is mense daar buite, wat nie het wat jy vanoggend het nie. Maar goud en silwer het ons nie. Maar wat ons het, moet ons gee. Want ek eers vir die Here vra, Here, het ek vanmôre iets om te gee. As u bevestig het, dat hy die Seun van God is, en u die eerste kerk bevestig, Here, deur saam met hulle te werk, dan moet die Here saam met my werk vanmôre. En die Here moet my bevestig. Ek soek salwing, en ek soek krag, en ek soek wonders en tekens. En ek wil vanmôre vir julle sê, dit gaan oor dit. Niemand gaan jou glo. Wil jy hoor wat ek vanmôre sê? Niemand gaan jou glo. As jy nie 'n bewys kan lewe dat Jesus Christus die Here is. As te veel goed daar buite. As te veel mense wat sê Jesus is die Here, wat geen bewys, geen krag en geen salwing het. En ek praat nou van die kerk vanmôre. As te veel wat sê Jesus is die Here, maar ons het niks om te gee, dat hy bevestig is as die Here. En daar moet ek vanmôre nie op myself kom praat, wat ook reg sal wees dan. Maar ek weet ek het krag nodig. Ek weet ek het salwing nodig, en ek weet ek het nodig dat die Here iets sal doen en bevestig, dat ek 'n kind van 'n lewende God is. En ek is baie seker van, soos ek vanmôre met jou gepraat het, is daar dinge in jou lewe, wat half opgekom het terwyl ek gepraat het, wat jy gesê het, Here, dit is so, ek dink hier, en hier, ek het hierdie dinge ook nodig. Jy moet vanmôre weet, kind van die Here, die salwing van 'n lewende God, gaan jou in staat stel, om sekere dinge vir die Here te doen. Een van die groot dinge, wat die kerk ontbreek in baie opsigte, baie mense ontbreek, is om te kan lief hê. Jy kan net lief hê, as daar 'n salwing van 'n lewende God op jou lewe is. En ek weet dit ontbreek vanmôre in die huis. En as die Here dan by my moet begin, dan moet dit so wees vanoggend, dat die Godsliefde, wat aan Golgotha as hemel geopenbaar is, deur my lewe sigbaar sal wees. So ek wil die Here vra, Here, soos wat U bevestig het, soos wat U self getuienis gelewe het, rakend Christus, sal U ook kom getuienis lewe, Here, met betrekking tot hierdie gemeente, met hierdie huis, en die man en vrou voor. En U moet U oor vir my sluit asseblief. Hemelse Vader, Here, dis my geloof vanmôre, dat U hierdie dinge sal doen vir ons. Here, dis my geloof vanmôre in 'n lewende God, dat U sal bevestig, Hy is die Christus. Here, vandag bid ons dit. Here, want daar's te veel mense wat sê, kyk, Jesus is hier en kyk, hy's daar. En daar's te min wat met krag kan bewys, dat hy die Seun van God is. En ek bid U vanmôre, om hierdie huis te begin, Here, dat ons die bevestiging sal dra, dat God vir ons is, God met ons is, en God in ons is.
Here, ek soek hierdie salwing om julle te breek, Here. Ek soek hierdie salwing, my God, om te kan lief hê. Ek soek hierdie krag, Here, om te kan doen wat God wil hê ek moet doen. En ek soek dit vanmôre vir hierdie huis. Here, dat elkeen van hulle sal sien. Hulle is bevestig, want God werk saam met hulle. God ondersteun hulle. En Here, dis my gebed vanmôre in die naam van Jesus Christus. Amen en amen. En ek gaan jou vra vanoggend, kind van die Here. As jy wil ons moet vir jou bid, dan moet jy vanmôre aankom. Maak dit vanoggend 'n absolute geloofsaak in jou hart voor die Here. Of jy glo God kan jou gebruik of nie, maak nie saak vanmôre nie. Jy moet geloof hê dat God jou sal bevestig en in jou lewe sal doen wat hy moet doen vanoggend. Nou bevestig sal wees, seuns en dogters bevestig sal wees, Here, God vir hulle is. Die prys vanmôre, die eer vanmôre, Here, sal bevestig word. Ons die huis van die Here is, die gesalfdes van God is, ons die geroepenis van 'n lewende God is, die prys vanmôre, eer vanmôre, en jou bid vanmôre, in die naam van Jesus Christus. Dit van die Here gaan net verbykom en vir Susan hulle bid vir die musiek. En nou wil ek vir pastoor lees en jy vir my sal bid. Vader, Here, ek bring die diens nou vanmôre na U toe. Here, ek wil bid vanmôre, my God, dat hierdie begeerte vanmôre, Here, dat krag van bo, Here, onvaardig sal word in hierdie oomblikke. Here, dat hy vanmôre wonders en tekens soek vir 'n ander man of 'n ander vrou nie, Here, wat hy vanmôre, my God, sy eie wonders en tekens sal hê, Here, wat ons sal volg na vandag, Here, 'n bevestiging dat hy 'n seun van God is. 'n Bevestiging, Here, dat die God wat uit die dood uit opgestaan en sy God is. En dat vanmôre 'n sigbare teken sal wees dat U met hom is vanmôre. Is my gebed in die naam van Jesus. 'n dubbele deel, Here, van die krag en van die salwing van die opgestane, die lewende Here Jesus Christus vanmôre in hierdie lewe is my gebed vanmôre. En ek dank U daarvoor. Amen. Here, ons kyk uit vir U bevestiging, Here. Here, ons kyk uit vir die ondersteuning. Here, ons kyk uit vir die getuienisse dat God met sy huis is. En Here, ons kyk uit vir die salwing dat God vanmôre uitgiet op ons lewens. En Here, ons bid vanoggend dat alles sal gebeur om Christus te verheerlik. Dat dit sal wees, Here, om te verklaar dat hy waarlik is wie hy sê hy is. Hy is die Christus. Hy is die Seun van God. Hy is vanmôre, Here, waardig om aanbid te word. Here, ek bid U vanmôre,
elke man en vrou, Here wat gekom het vir 'n absolute wonderwerk. Ek bid vanmôre, Here, en ek sê U dankie. Dankie, Here, dat U dit vir haar reeds gedoen het, en dat die getuienis sal wees, dat daar is 'n dag gewees toe God bevestig het, ek behoort aan Hom. En ek prys U vanmôre, ek eer U vanmôre vir 'n salwing, Here, wat ons gaan deurdra tot op die dag van Christus. Ek loof U vanmôre in die naam van Jesus Christus. Mag ek vra dat jy vanmôre sal staan vir my. Niels, dit vir ons afsluit vanmôre. Ewige God, Hemelse Vader, Here, hoe wonderlik is U, Here. Wonderbaar, Here. My God, dat U gekom het vandag om ons gebede te verhoor, Here. Dat U gekom het, my God, om vir ons krag te gee, Here, om ons te dra. Here, maar nie net dit nie. Krag, Here. Doen ons krag, my God, sodat U verheerlik kan word. Here, dit is my gebed dat in en deur elke een van ons, Here, U verheerlik sal word. Here, dis hoekom ons hier is. Here, om U naam groot te maak. Here, om U beeld die wêreld in te dra. My God, hoe wonderbaar is U. Here, ek loof en ek prys U vandag. Here, dat U vir my kom krag gee. Here, wyl ons aanbidding was. Here, wyl ons gesing het, my God, was dit my gebed woord vir woord. En U, my Here, het kom bevestig. Here, dankie daarvoor vir elke een. Here, dat U elke een se hart kom oopmaak, daarin en deur te werk. Wat ons van nou af het, Here, is nie goud en silwer nie, maar dis U, Here. Laat ons dit die wêreld indra, Here. Laat ons dit dra daar waar ons loop, Here. Laat ons U beeld wees. Here, word verheerlik. Dankie daarvoor. Dankie vir die liefde, Here. Die liefde in en deur elke een van ons, Here. Laat ons dan nou, Here, die liefde dra. Loof, prys, Here. Ek kan nie ophou om U te loof en te prys nie. Die grootheid van U. In Jesus naam.